praat ek op Sondag aand. Baie welkom by my podcast en dankie dat jy saam luister. En baie dankie ook aan almal wat my so getrou finansiëel ondersteun. As jy dalk lus is om ook 'n sentjie te gee, maak 'n draai op my Patreon blad, want daar verduidelik ek presies hoe jy lid kan word van my Patreon klub. Vandag se gesprek was verskriklik lekker, want ons het gepraat oor sonskynvietjies. Ja, ek gesels met die veelbekroonde en supertalentvolle Rihanna Skeepers en ons praat oor haar mees onlangse prenteboek, Christelientjie, die sonskynvietjie van die Groot Rivier. En dit is net so lekker om met so 'n kundige en ingeligte en entoesiastiese skrywer te praat. Lekker luister. Ek wil eers begin om vir jou te sê baie geluk met Christelientjie, die sonskynvietjie van die Groot Rivier. En die eerste vraag wat ek jou weet wil jy. vra is, Ja. het jy hoogtevrees? Nie eintlik nie. Nee, ek het nie hoogtevrees nie. Maar wat nou gebeur het is dat ek het intensief nou uiteraard nagelees oor Down-sindroom en die karaktertjie op wie Christelientjie gebaseer is. Haar ma het by my kom sit en Christelientjie is gebaseer op Down-sindroom meisie. Sy's nou al in haar 20er jare en op haar unieke karaktereienskappe. Want die groot fout wat mens maak is om te dink dat alle Down-sindroom persone dieselfde is, wat glad nie die waarheid is nie. Ja. Hulle het sekere gemeenskaplike eienskappe, maar elke een is uniek met hulle eie, soos wat elke mens uniek. Ja. En Christie het hoogtevrees en dit is skynbaar 'n tipiese eienskap van Down-sindroom is dat hulle nie diepteskatting het nie. Dis die wat hulle en hulle oë is natuurlik ook nie baie goed nie. So hulle Natuurlik, ja. diepteskatting is nie hoog nie. Wat die lekkerste is met Christelientjie is daar's soveel interessante dinge wat jy met hierdie karaktertjie kan doen wat jy nie met 'n ander karakter kan doen nie, want wat ek myself in die rede geval is dat behalwe dat ek haar gebaseer het op haar spesifieke karaktereienskappe, is dat hulle neem dit enige taaluiting neem hulle ontsettend letterlik op. So dit was my so groot verrassing om te sê as jy vir 'n Down-sindroom persoon sê ek het hoogtevrees, dan sal hulle in die lug opkyk om te kyk waar kom die gevaar uit die hoogte uit en nie uit die diepte nie. So of as jy vir iemand sê spring in die bad, dan sal hulle letterlik in die bad spring. Ja. So dit is nou een van daai wonderlike gegevens wat jy het dat so 'n karakter alles letterlik opvat. En dit maak vir 'n skrywer natuurlik die wêreld eintlik oop met interessante en lekker goed. Ja, want ek dink ook gewone klein kindertjies is ook geneig om goed redelik letterlik op te vat. Nou dit vat 'n tyd voor 'n kind so ontwikkel is dat dit spreekwoorde en tipe daai dubbele taal gebruik regtig vir hulle heeltemal begryplik is. So ek kan dink dat Ja. baie kinders sal identifiseer met Christelientjie se hoogtevrees. Ja. Nee, ek het nie hoogtevrees nie, maar Christelientjie en Down-sindroom het en natuurlik die ander ding balans. Hulle het nie 'n vreeslike goeie balans nie. Dis 'n tipiese kenmerk en ek het daai spesifiek daai twee dinge gebruik wat sy Christelientjie. Ag, ek is so lief vir Christelientjie. Weet jy, ek is nie 'n dogtertjie wat met fietjies groot geword het nie. Fietjies was vir my nou regtig nie lekker. Hulle is so fyn en mooi en pragtig en blonde haartjies en ek was absoluut nie 'n kind wat
wat 'n fietjie kind is nie. Ek het nooit ballet geneem nie. Ek was nie 'n fyn dingetjie wat opgepiep is nie. So fietjies was nou nie hulle is te pieperig. Ja. Ek bedoel, het jy nou ooit 'n fietjie sien perdry of swem in 'n woeste see of modderkoekies bak? En so ek het nog nooit gehou van fietjies nie. En toe kom hierdie klein dingetjie nou hier in my lewe en ek is nou gaande oor my fietjie. Ek is so lief en so net die ongelooflike ding het gebeur, ek sê dis 'n boek van wonderwerke. Dat dinge het met hierdie boek gebeur wat nog nooit met my as 'n skrywer gebeur. Kan ek Soos vir jou sê wat? wat het gebeur? Ja. Um, eerstens ek hou nie van fietjies nie, né? Mm. En Nenet, dit is Christie se ma, is 'n vriendin van my en sy kom drink die oggend by my tee en sy sê sy wil so graag vir Christie wat nou haar Down syndroom dogter is, 'n storie skryf oor 'n fietjie, want Christie hou van fietjies. En dan moet een van die fietjies moet dan nou Christelientjie wees. En ek sê vir haar nou maar skryf die boek, ek sal jou help. Nee, sê sy's 'n kunstenaar, sy kan skilder, sy kan nie skryf nie. En net daar tref dit vir my. Net daar tref dit vir my. Hoekom skryf ek nie 'n storie oor 'n fietjie nie, maar dan is dit 'n Down syndroom fietjie. Hoekom nie? En Ja. ek wil nou glad nie polities korrek daarmee wees of dinge regstel of iets nie. Hierdie karaktertjie en toe ek nou besef wat 'n interessante karaktereienskappe sy het. Ek het net gaande geraak oor my fietjie. En ek het gaan sit en ek het hom die verhaal amper in een nag deurgeskryf. En laat aand toe het ek vir my uitgewer, Nandi, by Lapa het ek die manuskrip gestuur en die volgende oggend voor 8, kan jy dit glo? Voor 8 bel sy my. En sy sê sy is gaande oor die manuskrip. Ag. Nog nooit in hoeveel jaar wat ek skryf, het 'n uitgewer my voor 8 die oggend binne 12 uur laat weet dat die boek aanvaar word nie. Gewoonlik wag 'n mens maande en dan kry jy gewoonlik 'n negatiewe antwoord. En die boekhandelaars en die verspreiders, almal Christelientjie betower net vir almal. Dis net te wonderlik. Dis wonderlik. Ja. Wat ons dan net moet byvoeg is Christelientjie is nie sommer enige fietjie nie. Sy's 'n sonskynfietjie. En dit is vir Ja, my een ja. van die mooiste goed, want ja, ek dit is miskien 'n geuite ding wat mense het oor kinders met Down syndroom, maar dit is oor die algemeen baie vriendelike, sonnige kinders en mense. Nou, dit is mense met as jy regtig moeite doen om met hulle te gesels en so wat altyd 'n lag en 'n lekkerte met hulle saambring. Mm. Ja, hulle word genoem hemelkinders. Ja. En hulle is ongelooflik liefdevol. En die lekkerste ding wat jy vir 'n Down syndroom kind kan toelaat as hy jou vertrou of as hy jou vertrou, is dat hulle vir jou 'n drukkie gee. En nie almal hou van 'n drukkie nie, maar hulle is gaande om liefdevol en sonnig te wees. So as sy in die omgewing is dan skyn die son. Dan skyn die son. Ja. Ehm, hoe het jy toe nou besluit om haar nou spesifiek daar by daai groot rivier te kry? Is dit 'n 'n plek in jou hart wat jy baie keer na toe teruggaan? Weet jy die epiese element van ruimte is amper vir my die heel belangrikste ding in my skryfwerk. As ek tuis voel in my ruimte en ek ken my ruimte, dan kan ek 'n verhaal skryf. Dan is karakterontwikkeling kom eintlik amper van self. In my ander skryfwerk sal jy ook sien dat resistente het nog altyd gesê dat ek het 'n ruimtebelewenis, die natuurlike omgewing is vir my ontsettend belangrik. En ons het 'n huis op Nature's Valley van die groot rivier woud. En dit is een van die klein stukkies oorspronklike oerwoud, letterlik soos die oerwoud wat nog ongeskonde
hier in die tuinroete van die Tsitsikamma is. En daar is nou staproetes daarin, maar daar is groot dele wat nog geen mens nog ooit beleef het nie. En die groot rivier, die magtige groot rivier wat daardeur vloei, is vir my 'n vertroude, intieme ruimte. Ek bedoel, ek is elke nou en dan is ek in daai woud en jy kan letterlik verlore raak in daai woud met sy ongelooflike plantegroei in die hoeveelheid bome in die diep skaduwees in die varings. Ag, die varings, ek is gaande oor varings. Dit lyk soos balletdanseresse. Hulle rol hulle blare so uit. Ek bedoel, dis die naaste wat ek aan 'n balletdanseres sal kom, want ek kan glad nie dans nie, maar dis vir my baie mooi. En as ek net besef hoe kosbaar is die lewe, die natuurlike lewe van die groot rivier. Dit is 'n magiese plek. En wat natuurlik ook help, is dat Elsabie Eberson, wat die illustreerder is, ek het haar daar ontmoet. Ons het mekaar letterlik in die woud ontmoet. Wow. Sy het die oggend gestap en ek het die oggend gestap sy het met haar seentjie gestap. En ek moet eerlikwaar sê, die seentjie het my, toe ek hulle ontmoet, het die seentjie my meer geïnteresseer as die ma, want hy's so 'n oulike knapie, hy was so, ag man, 'n kind van 4 is fantasties. Hulle is so intelligent en hulle is so nuuskierig en jy kan hulle betower met enige iets. En ek nooi hom toe en sy ma om na die verkleermannetjies in my tuin te kom kyk. En hy was heeltemal, soos die Nederlanders sê, weggeblaas, nee. Hy was betower. Hy wou net in daai tuin bly. En Elsabie, wat sy kom in my huis en sy sien die boeke en sy sê, skryf jy? Want sy sien toe die boeke. Ek sê, ja, ek skryf. Sy sê, maar ek teken. Sy is toe, reg aan die begin van haar loopbaan, is sy as illustreerder toe pas aangestel, het sy haar eerste projek gehad. En daar het ons mekaar letterlik ontmoet en sy weet presies wat ek wil hê in 'n illustrasie en ek het nie vir haar voorskrifte nie. Sy weet wat in my kop aangaan. En dit is, ek dink, 'n baie goeie samewerking tussen skrywer en illustreerder, want die illustrasies is net so belangrik as die skryfwerk. En jy sal sien dat dit is nie 'n tipiese Europese sfeer waar daai fietjies rondspring en ronddans en ronddartel en hulle dinge doen nie. Daai een fietjie is bietjie skeel. Die volgende een in die reeksie is 'n skeel fietjie wat natuurlik op my gebaseer is. En die een het sproete en die ander, dis nie sulke mooi fietjies nie. Maar dis dapper fietjies en dis slim fietjies. En dis al die eienskappe wat ek van 'n karaktertjie van hou. Ja, ek moet vir jou sê die illustrasies is beeldskoon vir my. Dit is regtig pragtig. En ja, daai fietjies, dit is nie Europese fietjies nie. Hulle is stoere Suid-Afrikaanse fietjies. Ek Ja. hou verskriklik baie van hulle. Dit is die illustrasies is wat dit betref vir my heeltemal geloofwaardig. Ek kan sien hoe 'n mens in so 'n oerbos loop iewerster in die suide en so 'n fietjie raakloop. So ja, die kombinasie van die twee het regtig baie goed uitgewerk. Ja, en ons het soveel pret, jy weet, ons lag ons dood. En ek het nog altyd gedink, as 'n skrywer kan huil of lag, of daai intense emosies ervaar, wat jy wil oordra. En as jy self lag, of geniet van jou eie boek, dan gebeur iets wat reg en goed is. En ek het vir my morsdood gelag vir die ander karakters in Christelientjie, daai wurm, daai komanda. Op die oomblik moet ek sê, is hy my gunsteling boekkarakter van alle tye. Hoor, Woliter Wurm, daai ongepoetste vent
Ja. Dit is 'n fantastiese karakter. Ons Ja, gaan nie vir die mense en vertel hoekom ek vir jou gevra het of jy hoogtevrees het nie, want ek wil hê die mense by die boek gaan koop en lees ja, waar die hoogtevrees en Woliter Willem nou Wurm sê ek nou Woliter Wurm, nie Willem nie, waar ja. hulle tweeetjies nou bymekaar kom. Ehm jy het ook ander prenteboeke geskryf en die eerste ding wat my toe nou opval toe ek nou kyk, toe sien ek maar alles het 'n 7 in. Daar was die Dis reg. Akedus by die 7 sterte en toe die Lisa's lief besie se 7 kolle en Saartjie Spinnekop se 7 bene. Is dit toevallig of Dis het jy reg. dit so beplan? Nee, dit word 'n kleiner reeksie. Saartjie Spinnekop en die 7 bene was die eerste ene Mhm. en Lisa met haar 7 kolle en Alton Akedussie se 7 sterte en die volgende ene is natuurlik Callie Kakkerlak se 7 kaskenades. Want iemand het eendag na my na my toe gekom en gesê, hulle hou nou baie van die akedussie en die spinnekoppie en die lieveneersbesie, maar daar's nou een goggetjie waarvan sy net mooi niks hou nie en dis 'n kakkerlak. Toe dog ek gaan 'n storie oor 'n kakkerlak skryf. Weet jy jy moet weet wat in 'n kakkerlak se lewe aangaan voordat jy Ja. kan skryf. En ek sê vir jou, Solet, kakkerlakke is super goggas. Hulle is ongelooflike insekte. Wat is hy? Hy's nie 'n insek nie, hy's 'n gogga. Ja, En, gogga. jy weet natuurlik dat alles as hier 'n kernbom op hierdie aarde val, sal ons almal weg wees, maar die kakkerlakke gaan oorleef. Ongelooflik. Kakkerlakke is fantastiese goed. Hulle het superkragte. Hulle kan onder die water leef. Hulle kan in yswater wees. Hulle kan in die ruimte wees. Hulle oorlewingsvermoë is onwerklik. En dit help nie om hulle met gif te probeer doodmaak nie. Jy gaan dit nie regkry nie. Ek gee natuurlik die een raad in 'n Callie Kakkerlak se 7 streke want hy treiter. Hy treiter die vrou wat hom probeer doodmaak. O, Goeie. dit was vir my baie lekker om 7 planne uit te dink om haar kwaad te maak. En dan gee ek aan die einde van die boek in die afdeling oor het jy geweet die eenvoudige manier om van 'n kakkerlak uit jou huis uit te kry. Maar ek gaan nie daai Nee, geheim nee, gee nee, nie. ons gaan daai boek lees om dit te kom. Ja. Uh, is dit vir jou belangrik om insekte 'n bietjie in die kollig te plaas? Ja, weet jy, as ek net kyk hoe roekeloos, hoe onbedag die mensdom met die natuur omgaan. Weet jy, ek stap in 'n supermark in en ek stap in daai rak af waar die tuingif verkoop word by hulle hordes. En ek weet wat dit doen. Daar's 'n produk met die naam van Blue Death en ek gaan dit noem. Hy vernietig alles. Hy vernietig die water, die lug. Ek kan nie glo dat mense sulke goed in hulle tuine gooi nie, want voor die voet vernietig hulle alles omdat hulle waarvoor? Omdat hulle nie weet wat die ding se rol in die natuur is nie en omdat hulle bang is. Ek weet my ousus was altyd bang vir 'n mot en ons het in die aande altyd die motte in haar kamer gaan ingooi en dan betaal sy vir ons vir my om die motte op die pad te haal. En ek was nog nooit bang vir goggas nie. Ek bedoel ek sal maklik 'n spinnekop vat en gaan uitsit of 'n padda optel. Ek's nie grillerig vir insekte en goggas en amfibieë nie. Dis vir my pragtige diere. Ek gaan nou nie 'n slang soen nie, maar ek is nie bang vir hulle nie. En hoe ouer ek word en hoe meer ek bewus is van hoe broos ons natuur is en hoe argeloos ons en met hoeveel onkunde ons omgaan met van die delikaatste forme van lewe. Dan voel ek net vir my dit help nie eers om vir groot mense te preek en vir hulle te sê moenie gif spuit nie, moenie doodmaak nie, maar as jy dit op 'n wonderlike manier vir 'n kind kan oordra en ek wil nou glad nie preek in my kinderboeke nie. Ek hoop nie daar is 'n preek in nie, maar as jy klein bietjie bewusheid kan skep Ja. oor hoe fantastiese
lewe daar is buite die menslike lewe. En hoe delikaat daardie web is. Ek bedoel, ek leer elke dag iets ongelooflik. Jy is ook 'n bedrewe jeugboekskryfster, maar ek kan my voorstel dat daar mense is wat dan sal sê nee, ag, maar weet jy, dit is baie makliker om 'n prenteboek te skryf. Is dit so? Glad nie. Glad nie. Weet jy, ek gooi bietjie my hand in die lug op, veral as ek nou mense het wat by my in 'n skryfskool is en hulle sê, "Oké, ons begin met 'n kinderboek want dis maklik. Dis korter, maar dis moeiliker." Dit is Gorky wat gesê het, jy moet vir 'n kind presies skryf as vir 'n volwassene, net beter. En dis werklik so. Jy kan nie 'n rad voor 'n kind se oë draai nie. As jy nie werklik eerlik en opreg is in jou motiewe terwyl jy vir 'n kind skryf nie, gaan 'n kind baie, baie gou sien dat jy nie eerlik is nie. Jy weet mos wat Hemingway gesê het, die shit detector. En kinders se shit detector is hoogs ontwikkel. Moenie dink hulle is, omdat hulle klein is of jonk is hulle dom nie. Hulle sintuie is skerper as die van 'n groot mens. En vir 'n groot mens kan jy nog dit rasionaliseer binne 'n intrige of wat. Vir 'n kind moet jy suiwer en eerlik en jou mooiste en jou beste skryfwerk moet jy uithaal wanneer jy vir kinders skryf. Nee, en wat vir my ook van hierdie tipe leser is, ek het ook al vir jou gesê, as mens 'n kinderboek skryf, moet jy baie mooi in jou kop hê vir watter ouderdomsgroep min of meer jy skryf. En ek weet dis 'n baie kunsmatige indeling, want party kinders is net soveel meer ontwikkel in hulle leesvaardighede en hulle ervaringswêreld is net soveel groter as ander kinders, maar my lesers, 'n teikenleser is so vir die kind wat nou amper op lees is, wat self kan lees. Die boek moet nog voorgelees word, maar hier en daar gaan hy alself bietjie vaardig wees om self woorde te kan raak sien. Maar hoekom hierdie ouderdom kind 4, 5 vir my so belangrik is omdat, soos my ouma gesê het, hulle het nog die hemel in hulle oë. Ja. Hulle is nog nie slim genoeg nie, hulle het nog kind en hulle het letterlik nog 'n stuk hemel in hulle oë en hulle kyk na die wêreld en hulle kyk na natuur sonder die lens van 'n volwasse lewe of van 'n kunsmatige lewe. 'n kind van daai ouderdom beleef die wêreld suiwer en skoon en met soveel fantasie en alles is moontlik. Ek dink dit is die mooiste ouderdom. As 'n kind ouer word, dan raak hy simpel en stout en allerlei dinge. Daai ouderdom kind is vir my werklik so 'n delikate borrel van oorspronklikheid en afwagting vir die lewe en van mooiheid en van suiwerheid. Die lewe het hulle nog nie beet gekry nie. Dis vir my 'n wonderlike ouderdom. Is dit vir jou ook 'n vorm van nou spesifiek die prenteboeke, 'n bemagtiging om nader te kom aan die orale tradisie waarin jy groot geword het? Dit is 'n interessante vraag wat jy my vra. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ek wil net so 'n stappie teruggee, is dat ek het weggespring met die Willewillemientjies baie Natuurlik. jare gelede Ja. al. Ja, en ek wonder altyd wanneer begin 'n skrywer in 'n sekere genre skryf. En ek val myself nou in die rede, ek gaan nou jou vraag probeer beantwoord, is dat ek het weggespring as 'n kortverhaalskrywer. Ek het 2 jeugromans geskryf. Ek het poësie geskryf en lank voordat ek kleinkinders gehad het ek op 'n dag die Opperman se kinderverse boek beet gekry weer, want ek lees nog altyd kinderpoësie en kinderverhale. Hoe ouer 'n mens word, hoe meer
toegerus is jy om kinderverhale te lees, glo ek. En ek slaan die boek oop, hierdie pragtige Opperman kinderverse boek, en tot my skok sien ek dat die eerste uitgawe was van 1957. Jo. Nou 57 was vir my, het my dadelik getref, want dit is my geboortejaar. En op daai stadium besef ek, hierdie boek is 50 jaar oud, en wat het intussen bygekom vir die kinders van 'n moderner era? En dis toe wat ek en Suzette Kotse Meyebrug die nuwe kinderverse boek saamgestel het. Ag, en daar was net mooi fantastiese rympies daarin, wat ons van almal bymekaar gemaak het. En toe het ek begin met die Willemientjies, en Willemientjies was in versvorm geskryf met kwatryne, en die rede hoekom ek dit gedoen het, is omdat daai fantastiese boek waarmee ek groot geword het, die wonderlike motor van Barnabas Bombas, van W.O. Tiene. Weet jy, tot nou toe kan ek lang stukke van daai boek opsê, want dit is die rymvorm en die fantastiese verhaal van hierdie gesinnetjie, wat uit dryfhout en alles wat hulle optel op die strand vir hulle self 'n motortjie maak en dan hierdie land reis. Dit is die heel mooiste boek in die wêreld, ek beloof vir jou. En dit was die voorbeeld, of op daardie stramien het ek toe die 2 Willemientjies geskryf. En omdat ek nog altyd van bome gehou het, was daar 'n ander boek wat ook al oud is, Arboreta die heks met die groen hare. Ek ken hom. En ja, so dit gaan oor 'n boom. Sy's 'n heks, maar sy's eintlik 'n boom. Daar's so 'n mooi pikante verhaaltjie van iemand, ek gee die boek vir die kinders, en die pa kom na my toe en sê, hy gaan nie die boek vir die kinders gee nie, want hy glo nie daaraan om 'n heks aan sy kinders bloot te stel nie. En hoe meer ek vir hom sê, maar dit is nie 'n heks nie, dis 'n boom, maar sê hy, nee, so daar is iemand wat nie van my boomboek gehou het nie. En ja, so van altyd af het ek nog gedink dat 'n sekere deel van my skrywerspersoonlikheid kan net aangespreek word deur 'n kinderverhaal en 'n prenteboek. En ek skryf die boeke wat ek graag as kind sou wou gelees het. En ons het groot geword met ons het letterkundig, ek wil nie sê arm groot geword nie, maar met minder boeke as vandag. Jy weet, jy het jou paar kinderboeke gehad, en die illustrasies was maar gewoonlik pentekeninge. Ons het nie die lieflike aanbod wat ons vandag gehad het nie. En hoe ouer ek geword het en hoe meer kinderboeke ek gelees het, het ek gedink, ek wens ek het hierdie boek gelees toe ek 7 jaar oud was, of toe ek 6 jaar oud was. En toe het ek daardie boeke begin skryf wat ek sou wou gelees het. En want ek dink 'n skrywer moet ook plesier kry uit sy eie boeke. Ja nee, Jana, as dit nie lekker is nie, hoekom sal jy dit doen? Presies, jy sal weet, né? Ja, so, maar nou dat jy dit sê, en ek het nog nooit daaraan gedink nie, dat die orale verteltradisie waarmee ek groot geword het, dink ek, is die basis van my skrywersiege. Die verwondering en die bangmaak aspek daarvan, weet, om in 'n lekker donker hut te sit saam met al die ander kinders, en die Ogogo sit daar by haar vuur, en jy so opgewonde, want hier kom nou 'n fantastiese storie. En my Ogogo se naam was Juba. Juba is die Zulu woord vir duif. En sy was 'n fantastiese figuur. Ek het soveel bewondering vir haar gehad as kind. Vandag besef ek dat sy nogal 'n makabere figuur was. Jy weet, sy was so lanke maar met so 'n paar los tande, en sy het opgestaan en sy het baie teatraal en dramaties. Sy was 'n eenvrou vertoning, hoor. Sy was fantasties. En die hele ritueel van en hoe sy in verskillende stemme praat, en die verskriklike karakters wat sy daar opgetower het. Jy weet, Shankanyana en die Impundulu, die vuurvoël, en Shankanyana is so stout klein seentjie wat nogal fantastiese dinge kan doen. Hy kan sommer so voor breakfast kan hy 2 beeste slag en opeet. En moordenaars en mensvreters en kannibale, en
die Zulu sprokies is nogal skrikwekkend hoor. Ja. En maar dit alles word weer saamgevat en veilig gemaak vir die kind binne die ritueel waar die ouma dan aan die einde van haar verhaal sê, hierdie karakters wat nou hier uit my mond gekom het, sy spoeg in die vuur. En daarmee is dit 'n rituele beswering van al hierdie onheile en nare goed, uh dit verbrand in die vuur. So geen kind is agterna bang nie, Mm. want dit is ritueel doodgemaak, al die skrikwekkende dinge. Maar ek sal graag eendag wil lees dat 'n slim student wat praat oor die bangmaak effek in kinderverhale. Jy kan my seker ook meer daarvan vertel. Ek dink dit is verskriklik belangrik dat 'n kind ook vrees Ja. en afskuw en angs beleef in kinderverhale. Want die lewe is nie net lieflike voetjies wat ronddans en spring nie. Daar is konflik en daar is verskriklike dinge daar buite. Dit hang af in watter konteks dit vir jou gebied word en daarom dink ek is ook so ontsettend belangrik dat 'n ouer, 'n ouma of 'n oupa of 'n tannie of 'n oom of 'n ouer persoon veral vir 'n baie jong lesertjie gekoester laat voel. As ek weet dat my ouma het my altyd so op haar skoot laat sit en my ouma Ja, was 'n liefie. groot vrou, sy het my so vasgehou en dan het ons so gekyk na op die plaas na die spooke. En ek het verskriklike spookstories gehoor en daai 4 balle wat so rol oor die plaas. My oupa het altyd gesê dit is die Engelse geeste wat daar dood is in die oorlog wat daar aangerol kom. En jy gaan dood van vrees en bewering, maar jy voel gekoester, jy's veilig. En as 'n verhaal die vrees kan aanbied, maar ook terselfdertyd koestering kan gee en nog met ouerlike handleiding, dink ek dat jy vir jou kind iets 'n waardevolle lewenservaring gee.